Jy kan sommer oopmaak by Matteus 18. Matteus 18. Of Lukas 15 eerste. Maak my eers oop by Lukas 15. Lukas 15. Ek kan by Matteus 18 ook oopmaak, maar ons gaan hom net bietjie later gebruik. Voor ek lees, ons is besig met die gelykenisse van ons Here Jesus. 'n Gelykenis is 'n storie wat Jesus vertel het om een kern geestelike waarheid vir ons te probeer verduidelik. So hy gebruik 'n storie om ons iets te leer oor geloof. Nou ons het laas week Sondag het ons gesels oor die verlore skat en 'n parel wat baie werd was. Nou hierdie het gegaan oor gelowiges wat iets ontdek het van die Here, 'n skat en 'n parel. Hulle het moeite gedoen, hulle het alles verkoop en hulle het die koninkryk van die hemele gaan soek. Nou vandag gesels ons nie oor 'n verlore skat nie en 'n parel wat weg is nie, maar ons gesels oor 'n verlore skaap. Dit is die volgende gelykenis wat ons gaan hanteer. Hierdie gelykenis is in Matteus 18, maar hy kom ook in Lukas 15 voor. Nou ek wil hê jy moet weet, hierdie gelykenis is nie 'n herhaling nie. Dit klink baie dieselfde. Die gelykenis in Matteus 18 gaan oor 'n verlore skaap en 'n persoon wat uitgaan om die een skaap te soek en hy los die 99. Die gelykenis in Lukas 15 gaan oor 'n persoon wat uitgaan om een skaap te soek. Hy los die 99 om die skaap te gaan soek. So dit klink presies dieselfde. En dit is tot 'n mate baie dieselfde. Maar dit dra 'n ander betekenis. So ons gaan al twee doen vandag, maar ek dink wat vir ons die waarde gaan toevoeg is wanneer ons kyk na die verskil tussen hierdie twee gelykenisse. Want daar is baie ooreenkomste, maar daar is maar eintlik een groot verskil. En die kernooreenkoms van hierdie gelykenis, van al twee van hulle, die kernooreenkoms is dat daar is 'n herder wat soek na die wie verlore is. Dis in Lukas 15 en in Matteus 18, dis presies dieselfde. So dit moet jy onthou. Daar is 'n herder wat soek na dit of na die wie verlore is. Die vraag is net wie is die wie verlore is. Nou ek wil jou net so 'n bietjie agtergrond gee, die konteks waarin Jesus hierdie gelykenis vertel, gaan vir ons vertel wie eintlik verlore is. So wanneer ons gaan sien waarmee Jesus besig is en wie hom wat gevra het, gaan ons verstaan hoe sy storie inpas en hoe dit ons eintlik duidelikheid gee oor wat hy besig is om te sê. So maar wat Jesus doen is hy gebruik dieselfde storie net in verskillende omstandighede. Ek seker jy het dit al gedoen. Ek seker iemand het al na jou toe gekom en jou 'n vraag gevra en jy het hulle geantwoord met 'n storie miskien. En toe kom iemand anders toe vra jy jou 'n ander vraag. Toe gebruik jy dieselfde storie. Een storie kan verskillende antwoorde gee. Dit is eintlik wat hier gebeur. Nou ek het vir jou so 'n eenvoudige voorbeeld om dit te probeer te verduidelik uitgedink. Sê nou maar een van my seuns kom na my toe. En hy sê vir my: "Pa, iemand in die skool of in die gemeente maak hom emosioneel seer." En dan vertel ek hom 'n storie, né? Ek sê vir hom: "Eendag was daar 'n tier, want hy wil 'n tier wees. 'n Tier wat alles vir al die ander diere in die oerwoud gedoen het, omdat hy God liefgehad het." So hierdie storie bemoedig my seun, selfs al maak mense hom seer, om te volhard in goeie dade. Okay. Nou kom my ander seun na my toe. En hy sê vir my: "Pa, ek sukkel om mense goed te hanteer in die skool of in die gemeente." En nou vertel ek hom 'n storie. Eendag was daar 'n tier wat alles, want hy wil ook 'n tier wees, soos sy boetie, wat alles vir al die ander diere in die oerwoud gedoen het, omdat hy God liefgehad het. So wat sê hierdie storie van? Dit motiveer hom om goeie werke te doen, omdat hy vir God liefhet. Die eerste seun word bemoedig, die tweede seun word gemotiveer, maar is dieselfde storie. So wat verander die betekenis van die storie? Die vraag, die konteks.
En dit is presies wat Jesus hierso doen. Hy het twee verhale op twee verskillende een verhaal op twee verskillende geleenthede het hy vertel en ons moet net gaan kyk met wie het hy gepraat en wat het hulle gevra. Dan gaan ons verstaan wat dit beteken. So eenvoudig soos dit. So kom ons begin by Lukas 15. Dit is die eerste gelykenis, dit is nie die eerste, dit is 'n gelykenis van die verlore skaap en dan gaan ons na Matteus toe. Lukas 15. Lukas 15 van 3 tot 7. Kom ons begin by vers 1. Lukas 15 vers 1. Al die tollenaars en die sondaars het dikwels nader gekom om na hom te luister. Dis nou Jesus. Die fariseërs en die skrifkenners het onder mekaar gemor. Hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe het hy vir hulle hierdie gelykenis vertel. Wie van julle wat 100 skape het en hy verloor een van hulle, laat nie die 99 in die woestyn agter en gaan agter die verlore een aan totdat hy hom gekry het nie. En as hy hom gekry het, tel hy hom met blydskap op sy skouers en gaan huis toe en roep sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle: "Wees saam met my bly, want ek het my skaap wat verlore was weer gekry." Ek sê vir julle, so sal daar in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer het, eerder as oor die 99 regverdiges wat nie nodig het om tot bekering te kom nie. Ek gaan gou hierdie een vir jou verduidelik in 'n neutedop. So hierso praat Jesus oor 'n verlore skaap en ons sien die verlore skaap as jy kyk na vers 7. Ek sê vir julle, so sal daar in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer. Een sondaar, een skaap. Wie is die verlore skaap? 'n Sondaar. 'n Sondaar wat gevind is deur Jesus wat tot bekering kom. Maklik. Dan is daar 99. Wie is die 99 wat hy los? Wel, in Lukas praat Jesus met wie? Hy praat met vers 2, die fariseërs en die skrifkenners het onder mekaar gemor. Hulle het gekla, hulle het gepraat, hulle het geskinder. En hulle het gesê, wie is hierdie ou dat hy met sondaars omgaan, nê? Nee? So die 99 is eintlik 'n verwysing na die fariseërs en die skrifkenners. Want as jy gaan kyk aan die einde van vers 7 staan daar so, kom ons lees vers 7, ek sê vir julle, so sal daar in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer het, eerder as oor die 99 regverdiges wat nie nodig het te bekeer nie. Kom ek vra jou gou 'n vraag. Watse gelowige of watse ongelowige, watse mens het nooit nodig gehad om te bekeer nie? Almal van ons het ergens een of ander tyd tot bekering gekom. Almal van ons. So hier sê Jesus, die wie nie nodig het om te bekeer nie. Wie is dit? Wie dink hulle het nie nodig om te bekeer nie? Net die fariseërs. Die fariseërs dink, ons het alles in orde. Ons is geleerdes. Wie kan ons iets vertel? Sekerlik nie Jesus van Nasaret nie. Hy kan ons nie vertel nie. So Jesus sê, hy los die 99 in die woestyn. Hierdie ouens wat dink hulle het hom nie nodig nie. En hy gaan haal eerder een sondaar wat tot bekering kom. En dan praat hy van vriende. Vriende wat hy nooi om saam met hom bly te wees. Maar dis 'n sinspeel want die fariseërs was nie bly nie. Die fariseërs het gemor. Maar hulle was veronderstel om bly te wees. Is dit nie hoe ek en jy veronderstel is om te wees as iemand tot bekering kom nie? Yes, nog 'n siel vir die Here. Maar die fariseërs sê, hoekom wil jy hulle red? Wat maak hulle waardig? So Jesus sin speel op hulle. En hy sê, hy het mense gaan roep wat wou vier, mense wat vreugde wil ervaar. Hy sê die hemele juig. Die hemel juig as iemand tot bekering kom. Die engele juig. Kan jy dink, 'n engel wat in die aangesig is van God, raak opgewonde oor iemand wat gered is, maar 'n fariseer nie. Hy raak nie bly. Ek kon seker sê, daar sekere mense in die kerk wat negatief is as ander mense in die kerk instap wat die evangelie moet doen.
So Jesus, wat hy hier sê, is dat daar is mense wat hulle self beskou as deel van die herder of God se gunstigde, maar hulle kyk neer op sondaars, maar Jesus het juis gekom om die sondaar te red. En wanneer die sondaar gered word, kla hierdie mense en sê maar hy is nie waardig nie. Hy is nie waardig nie. So, hierdie gelykenis gaan oor 'n herder wat sondaars gaan red. Dis waaroor dit gaan. Sondaars. Dis 'n herder wat verlore is, die wie verlore is, terugbring na hom toe. Sondaar. Waaroor dit gaan. Kom ons gaan na Matteus 18 toe. Matteus 18 vers 10 tot 14. Ek lees vir ons, Matteus 18, 10 tot 14. Pas op dat julle nie neersien op een van hierdie kleintjies nie, want ek sê vir julle, dat hulle engele in die hemele voortdurend die aangesig van my Vader in die hemele aanskou. Wat dink julle? As iemand 100 skape het en een van hulle raak weg, sal hy nie die 99 in die berge los en die een wat weggeraak het gaan soek nie? En as hy hom wel kry, amen, ek sê vir julle, dan is hy baie blyer oor hom as oor die 99 wat nie weggeraak het nie. So is dit nie die wil van julle Vader in die hemele dat een van hierdie kleintjies verlore raak nie. Nou in vers 10 praat Jesus van kleintjies. Ek dink dit is die eerste ding wat ons aandag moet trek. Kleintjies, wie is kleintjies? Nou as jy net 'n paar verse teruggaan en jy gaan kyk eintlik na vers 1, gaan hy vir jou sê wie is kleintjies. In daardie tyd het die disippels na Jesus gekom en gesê, wie is nou eintlik die belangrikste in die koninkryk van die hemele? Goed, so die disippels het na Jesus toe gekom, nie die fariseërs nie. En toe in vers 2 het hy 'n kindjie nader geroep, hom tussen hulle laat staan en gesê, amen, ek sê vir julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Wie homself dus gering ag, soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemele. En wie een soos so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my. Hier sien ons dat Jesus met sy disippels praat, nie met fariseërs nie, en hy praat van kleintjies. Die kleintjies is 'n verwysing na 'n kind, maar ons weet, Jesus sê as jy nie soos 'n kind word nie, sal jy die koninkryk nie sien nie. Met ander woorde, dit is nie net kinders wat hemel toe gaan nie, want dan is almal van ons in die moeilikheid. Dan is dit net die sonnaarskool daarbo wat gered gaan word. Jesus sê, jy moet word soos 'n kind, nie kinderagtig nie, kinderlike geloof. Dis reinheid, dis vertroue, dis volharding. Pappa sê, ek gaan doen. Gehoorsaamheid. Né? Ek praat van goeie kinders, né? So hy sê kleintjies is kinders, maar hy sê ook vir sy disippels, julle moet soos kinders wees. So met wie praat hy dan? As hy praat met sy disippels, en hy praat oor kinders, en sy disippels wat soos kinders wees. Hy praat met gelowiges. Hy praat met mense wat glo in hom. Mense wat nederig is van hart. Dis wat Jesus sê in Matteus 5. Nee, geseënd is die wat nederig is van hart, want hulle sal God sien. So die verlore skaap, as jy bietjie kyk na vers 14, kyk vers 14, so is dit nie die wil van die Vader in die hemel dat een van hierdie kleintjies verlore raak nie. Dit is nie net kinders nie, die kleintjies sluit die disippels in, want die disippels moet soos kleintjies word. So die verlore skaap in hierdie gelykenis is Christene. Is gelowiges. Dis mense wat in Jesus glo. Hier is die verlore skaap nie 'n sondaar nie, soos in die vorige gelykenis, 'n sondaar wat dwaal nie. Nee, hierso is die verlore skaap 'n Christen wat dalk die pad byster geword het, wat dalk gestruikel het,
wat dalk so bietjie wankel. En ek wonder as ek sou vra wie van julle al gewankel het in julle geloof, dink ek baie van julle sal julle hande opsteek. Maar dank die Vader vir 'n goeie herder. So wat Jesus in hierdie gelykenis sê is, hy sê, hy gaan uit, en hy het sy kudde, sy 99, sy 100, en as een van hulle gaan, dan gaan hy om daai ene terug te bring na sy kudde toe. Hy los nie die 99 en sê, nou is jy alleen nie, hy probeer beklemtoon hoe belangrik een siel vir hom is. Dis wat hy sê. En in hierdie gelykenis kom die vervulling van die skrif Johannes 6, nê. Hoor wat sê Johannes 6, 37, 39. Elkeen wat die Vader van my gee sal na my kom, en ek sal die een wat na my kom nooit verstoot nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil uit te voer nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Hoor hierso. Dit is die wil van hom wat my gestuur het. Hier is God se wil. Dat ek van almal wat hy my gegee het, nie 'n enkele een verlore sal laat gaan nie, maar hulle op die laaste dag sal opwek. Hier is vir jou goeie nuus. Wil jy weet wat vir jou goeie nuus? As die Here jou gered het, beteken dit jy gaan nie verlore gaan nie. As jy 'n gelowige is, en die wêreld, of die bose, die Satan, jou vlees kom en dit wil voel of dit jou wil oorneem, dan kan jy rus vind by die feit dat omdat jy die Here se is, sal hy jou nie laat gaan nie. Hy gaan jou nie los nie. Die herder gaan soek die wie aan hom behoort. Die vraag is net, behoort jy aan hom of nie? Jesus sê, as jy regtig syne is, sal hy nie toelaat dat jy verlore gaan nie. Hy sal nie. So hier's 'n opsomming tussen die twee gelykenisse. Lukas, dis nou een van die fariseërs, is Jesus wat sondaars gaan soek. Dis hoe jy tot bekering gekom het. Dink jy het opgestaan, soos ek altyd sê, en net gesê, vandag is Vrydag, ek lewe vir Vrydag, ek kies die Here? Of was dit die Here wat iets in jou hart ontwaak het? Lukas sê, dis die Here wat jou kom soek het. En hy soek nie mense wat maak asof hulle nie die Here nodig het nie. Hy soek die wat weet hulle is verlore. Matteus sê, as die Here jou gevind het, en jy ergens langs die pad verdwaal weer, gaan hy jou kom haal. Dis wat hy sê. Lukas gaan meer oor evangelisering, Matteus is meer van pastoraal, as ons dit teologies kan stel. Dit is die verskil. Kom ons praat oor die ooreenkoms. En dit is die kern by wie ek wil stil staan. Nie by wat nie, by wie. Want dit is die herder. In al twee die gevalle is dit die herder wat soek, of 'n man wat soek, die man wat gesien word as die herder. En dit stem by al twee ooreen. Nou as jy hulle so 'n bietjie van Jesus se optrede kon onthou in die evangelies, het julle geweet dat Jesus se woorde en gedrag het hom altyd vooruitgeloop. Mense het geweet wie hy is, hulle het gehoor van Jesus toe Jesus op aarde was. Oral wou mense net vir Jesus van Nasaret sien, nê? Nee. As hy daar aangekom het, was daar groot menigte skare. As hy oor die see van Galilea geseil het, was daar groot menigte skare. Jesus se gedrag, Jesus se wonderwerke, Jesus se woorde het hom vooruitgeloop, né? Nee? Ons lees daarvan. Sommige het dit aangeneem en ander het dit weer gehaat. Die Fariseërs was vol jaloesie en konflik. Hulle was reg om Jesus te hamer op enige iets, want hulle het bedreigd gevoel deur hom. En dan was daar ander mense wat vir Jesus gehoor het en hulle het gesê, leer ons, Here. Want dit was die disippels. Jesus het mense geleer en Jesus het mense gesoek. Dis die twee gelykenisse. Jesus het
die gelowiges gaan leer en beskerm en opgerig. En Jesus het die sondaars gaan soek en gevind en opgerig. So hy leer die mense wie in hom glo en hy maak seker hulle gaan nie verlore nie. En hy soek die sondaars sodat hulle in hom kan glo en seker maak hulle gaan nie verlore nie. Nou een so 'n sondaar was Saggeus. En ek wil bietjie net oor Saggeus praat om hierdie twee gelykenisse so saam te vat en die werk van die goeie herder vir julle deur te bring. Nou Beg het hierdie voorbeeld gebruik en ek wil hê jy moet weet ek gebruik sy voorbeeld. Dis nie my eie nie. Dis die Bybelsinne, maar hy het hom onder my aandag gebring. Nou julle onthou vir Saggeus. Hy was 'n kort man, nê. Nee, as ons nou polities korrek moet praat, sê ons wel hy was vertikaal beperk, nê. Nee. Vertikale beperkte man. Die Skotte praat van wee, is 'n wee man, nê. Nee, is nie 'n man wat wee nie, is 'n wee man. Klein. Letterlik kort. En hy wou Jesus sien. En toe kon hy hom nie sien nie, want al die mense was langer as hy. Hy probeer deurkom, die mense wou hom nie toelaat nie, die mense het nie van hom gehou nie. Hy klim toe op by 'n boom en hier in die boom kom Jesus verbygeloop en soos Jesus verbyloop, sien hy Jesus. Saggeus het niks gesê nie, hy wou net Jesus sien en Jesus sê toe vir hom, Saggeus, Jesus kyk op. Hy sê toe vir hom, Saggeus, kom af, ek wil na jou huis toe gaan vandag. Toe gaan hy na sy huis toe. Dis die verhaal van Saggeus, né? Nou ons weet Jesus se naam is Immanuel. Ek gaan nou by Saggeus terugkom. Immanuel beteken God met ons. Dis wat dit beteken. En daar word verwys na Jesus as Immanuel. Dis sy naam nie, sy naam was Jesus Christus, Yeshua, maar 'n titel van Immanuel wat beteken God met ons. En Jesus kry die titel want dit was God wat vlees geword het en onder ons kom woon het. Jesus. So Jesus is God. Maar het jy jouself al ooit die vraag gevra, hoekom het God vanuit sy troon, vanuit die hemel, het hy aarde toe gekom om hierdie stikkende wêreld, hierdie stikkende mense, hierdie sondige mense, hoekom het hy aarde toe gekom vir hulle? Soos, hoekom moes hy afklim van sy troon af? Hy was gemaklik. Hy het nie mense nodig nie. Hy het nie sondaars nodig nie. Hy is 'n heilige God. Inteendeel, dit is vir hom lekkerder, dis in aanhalingstekens, meer genotvol, minder moeite, daar is absoluut niks voordeel in vir God om van sy hemel, van sy troon, af aarde toe te kom, na 'n sondige, stikkende wêreld, waar mense hom bespoeg en geslaan het, en op die einde van die dag gekruisig het. Hoekom het hy dit gedoen? Hoekom? Net so 'n voetnoot daarso. As jy dink jy is nie een van daai nie, jy is nie 'n sondige mens nie, dan kan jy jouself gaan klassifiseer as die 99 in die woestyn, die Fariseërs. Want hulle het dieselfde gedink. Ek wil vir jou sê dat in klein plattelandse dorpies weet ek skinder, en om mense sleg te sê, loop volop. Dit is ook 'n sonde. En ek wil ook vir jou sê dat die grootste gebod in die Bybel is om die Here jou God lief te hê met hart, siel en verstand. En as jy vir een oomblik of een dag die Here nooit lief gehad het met hart, siel en verstand nie, is jy 'n wetbreker. As jy skinder, is jy 'n wetbreker. So maak seker voor jy jouself klassifiseer as onskuldig. So my vraag wat ek eintlik vra, hoekom het God in sy heiligheid en sy onskuld en in sy grootheid en in sy almag afgekom vir my en jou? Hoekom het hy afgekom vir wetbrekers?
Wel die antwoord is eenvoudig. Hy het jou kom soek en hy het jou kom vind. Dis wat hy moet doen. Lukas 19:10. Die Seun van die mens het gekom om te soek en te red dit wat verlore is. Hy het gekom om jou te red, selfs al weet jy nie eers jy het 'n redding nodig nie. Mense sit vir jare as lidmate in kerke en hulle besef nie hulle het redding nodig nie. Mense gaan deur hulle hele lewe van geboorte tot en met die ou dag en hulle dink hulle is okay. Dis die konsep van 'n skaap wat net wegwandel en hy sien die volgende bossie en hy loop bietjie verder en hy sien die volgende bossie en hy loop bietjie verder en hy sien die volgende bossie en na elke begeerte wat hom aandryf, want dit is eintlik sy begeerte om 'n groener bossie te kry, nê. Elke begeerte wat hom aandryf, loop hy al hoe verder en al hoe verder en al hoe verder. En hy blær in sy eie rigting in sy eie paadjie in sy eie begeertes en hy besef nie hy is verlore nie, want al wat hy sien is die bossie voor hom. God het daar toe gekom in die vorm van Jesus om die verhouding te herstel tussen ons en hom. Ons herstel nie die verhouding nie, want ons weet nie hoe nie. Dit is hierdie konsep. 'n Verhouding kom van twee kante af. Nou is daar gebrokenheid. Ons het ons rug gedraai op God. Die mens het sy rug gedraai op God. En God het gesê, omdat ek goed is, en omdat ek heilig is, en omdat ek dit kan doen, sal ek afkom en ek sal myself verneder en hierdie verhouding kom herstel. Ons het nie na God toe beweeg om onsself te herstel nie. Hy het na ons toe beweeg om ons te herstel. Ons raak so in verwondering wanneer iemand beroem, soos 'n Springbokspeler byvoorbeeld na 'n kinderhuis toe gaan. Dan sê ons, "Oh, wow. Hy het 'n goeie hart. Hy gaan kyk na die weeskinders." Of as 'n bekende sanger byvoorbeeld iets doen vir een of ander nuwensgewende organisasie, dan sê ons, "Wow." Of as 'n sportspeler, nee, byvoorbeeld as hulle 'n onderhoud vra en sê, "Hoe voel jy oor die wedstryd?" Sê ek wil die Here dank, dan sê ons, "Wow, wat 'n goeie Christen." Jy weet. Ons raak so opgewonde as sulke goed gebeur. Wat goed is, dis reg. Daar's nie fout daarmee nie, mooi. Gee die Here eer, is reg. Praat daarvoor. Maar sien jy wat hierdie gedeelte sê? Hy sê die God wat jou lewe gee. Die God wat jou wakker maak elke oggend. Die God wat asem in jou ingeblaas het. Die God wat jou onderhou. Die een wat jy met jou mond loof en dan baie keer beledig jy sy skepping. Hy sê hierdie God wat in die wese van Jesus afgekom het, kom doen iets vir my en vir jou wat ons self nie kan doen nie. En ons raak opgewonde oor rugbyspelers. Ons raak opgewonde oor bekende mense wat 'n gebed sê in die publiek. Hy het iets kom doen. Hy het kom vind dit wat verlore is en hy het kom red die wie besig is om te sterf. En sover soos ek weet, verlore mense vind nie hulle self nie. Dis wat ek weet. Die skrif sê vir ons sonde maak ons dood. Dooie mense lewe nie. Hulle red nie. Ons is verlore. Ons het verdwaal. En dit is wat sy gees vir ons uitbeeld. Sy gees was verlore, glo dit of nie. Sy gees was 'n ryk man, baie geld gehad, groot huis, hy was 'n skelm. Hy het gewerk vir SARS. Zacchaeus was groot werk verlore. Zacchaeus was baie geld verlore.
Saggeus was selfsugtig verlore, groot huis verlore, gierig verlore, selfgesentreerd verlore. Saggeus was so baie forme van verlore, dat hy eintlik gedink het hy's gevind, maar hy was verlore. En hy hoor net van die Jesus, en hy sê vir homself, ek wil net gaan sien. Ek wil net Jesus sien. Dis al wat hy sê, sien. En hy klim die boom, en wonder op wonder, sien hy dalk Jesus, maar Jesus red hom. Jesus het hom gered. Voordat Saggeus enige iets kon doen, het Jesus gestop en hy het opgekyk en hy het hom op die naam geroep. En hy het vir hom gesê, ek gaan na jou huis toe. So werk die herder. Dit is wat Saggeus my uitbeeld. Saggeus beeld my uit dat die herder hom gevind het terwyl hy verlore was. Hy wou net sien. Jesus het nie vir Saggeus gesê nie, en dit moet jy reg kry. Hy het nie vir Saggeus gesê, Saggeus, ek wil na jou huis toe gaan, asseblief gaan was gou die skorrelgoed, gaan tel gou die kinders se speelgoed op, maak gou jou huis reg, laat ek na jou huis toe kan gaan nie. Nee, hy het gesê, Saggeus, kom ons gaan. Hy het ook nie vir Saggeus gesê, Saggeus, voordat ek na jou huis toe gaan verkoop gou al jou besittings, en gee terug aan al die mense by wie gesteel was. Gemaak eers seker jy kry jou lewe reg, dan kom ek na jou huis toe. Hy het nie dit gesê nie. Nee. Hy het gesê, Saggeus, ek gaan na jou huis toe. Ek gaan na jou huis toe. En weet jy, hoekom het hy na sy huis toe gegaan? Ons lees van Saggeus in Lukas 19. Hoor wat sê Jesus, hoekom hy soontoe gekom het, in vers 9. Jesus het vir hom gesê, vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom, want ook hy is 'n seun van Abraham. Verlossing het na Saggeus toe gekom. Verlossing het na die verlore skaap toe gekom. Verlossing het na die sondaar toe gekom. Dit is Christus wat na jou toe kom. Dit is die gelykenis van die verlore skaap. En daar is 'n verskil. Daar is 'n verskil tussen mense wat sê hulle is godsdienstig en Christendom. Godsdienstigheid sê, doen eers goeie goed, dan sal God jou miskien red. Saggeus, gaan kry eers jou huis reg, dan sal Jesus na jou huis toe kom. Dis godsdienstigheid. Christendom sê, God red jou, nie omdat jy goed reg doen nie, maar omdat Jesus reg gedoen het. Godsdienstigheid sê, doen dit en doen dat, sodat jy aanvaar kan word. Christendom sê, jy is aanvaar. Gaan doen daarom wat Christus sê. Daar's 'n groot verskil. Moenie vir jouself sê jy is aanvaar, omdat jy dalk net sê jy's 'n Christen, maar jy doen nie wat Jesus sê nie. Jy word gered en egte redding getuig van word bevestig deur egte dade. So kom Johannes 15:15 vir ons sê, as jy my liefhet, sal jy doen wat ek sê. Verhouding gaan gehoorsaamheid vooraf. Die Here soek jou, hy soek jou eers, en dan vind hy jou, en as jy gevind is, herstel hy jou. En as jy herstel is, getuig jy van hom. En jy besef die waarde van sy werk, en die waarde van sy redding in jou hart. Ek is nou klaar. Ek onthou toe ek so 8 of 10 jaar oud was, het ek een keer saam met my pa, ek het vir my pa gaan kuier. My ouers was op 'n vroeë ouderdom, was hulle uit mekaar uit. Ek dink dit was 6 of 7 maande. En toe ek so 8 of 10 was, toe gaan kuier ek vir hom. En hy het altyd die skou gereël, die voorsitter van die skou, en Potgietersrus, groot skou gewees, regtig, daar was hot rods en ek weet nie, alle tipe rods daar. Stalletjies, en dit was groot, dit was kolossaal, en jy kon enigiets koop daar, regtig, leerprodukte, gesigprodukte, voedprodukte, produkte vir produkte,
En nou is ek 8 of 10 en ek gaan kuier vir hom. Ek bly nie daar in Potgietersrus nie. En hy gee my toe 'n geldjie in die hand en sê daarso gaan geniet dit en gaan spandeer. Lekker. Ek gaan toe in die stalletjies in, 8-10-jarige kind. En ek koop toe vir my seker rookbomme. So 'n groot rookbom. Dus daar wat jy in die brand steek. Ek het hom nou nie in brand gesteek nie, want nie 'n lighter gehad nie. Maar ek koop toe hierdie rookbomme. En ek gee toe die geldjie, kry geldjie terug en ek het my rookbomme en ek so opgewonde, dit gaan blou rook maak en groen rook en dis mos my ou seuns is, hy wil goed opblaas en rook en sulke goed, nê. En soos ek omdraai met my groot rookbomme, sien ek my pa is weg. En ons mense wat loop en 'n stalletjies en hulle loop en ek gaan toe in hierdie groep mense in om hom te gaan soek. En nou moet jy weet, hierdie mense wat hier loop ken my nie. Ek bedoel, ek is 'n besoeker. Dis nie my dorp nie. Ek ken hulle nie. Hulle ken my nie. Hulle weet 10-1 nie eers. Ek is Wills, hulle het my pa Will genoem. Ek is Will se seun nie. So in paniek loop ek rond in die skare mense op soek na my pa. Ag, soos 'n gees, 8-10-jarige kind, nê. Nee. Groot mense hoor as om my. En ek soek. Ek dink ek het geroep. Papa. Papa. Ek loop verder. Papa. Papa. En ek raak paniekerig. Ek is weg. Ek is verlore. Waar's my pa? En in die midde van hierdie geraas met honderde stemme wat praat, die dreun wat om my is, hoor ek een bekende stem. Hy het my Malango genoem. Hy sê, Malango. En ek hoor hy stem. Ek hoor hom en ek weet dat ek weet dat ek weet. Ek sê vir myself, ag, dankie tog, papa, dat jy my gesoek het. En dankie tog dat jy my geroep het. Die skeiding van my en my pa was opgelos deur die soeke vanaf hom na my en die roep vanaf hom na my. Die skeiding tussen ons en die Vader is opgelos na die soeke en die roep vanaf Jesus, vanaf hom na ons. God roep die, en dit is wat jy moet hoor. God roep die wie weet hulle is verlore. As ek op hy skougronde rondgeloop het en nie geroep het, papa, papa, en gemaak het asof ek gevind is, sodat my nie geplaai het nie, ek sou my pa gesoek het nie, my pa sou my 10-1 nie gesoek het nie, seker later die aand. Maar God roep die wie weet hulle is verlore. Hy roep die wie honger is vir hom. Hy roep die wie nederig is vir hom. Hy roep nie na die wie dink hulle is nie verlore nie. Hy roep nie uit na die wat hoogmoedig is nie, die wat vol is van hulle self nie. En ek kan jou waarborg op grond van Matteus 18 dat dit die feit is. Want in Matteus 18, die vers net voor ons gelykenis, sê Jesus inteendeel dit. Hy sê as jy nie word soos een van hierdie nie, sal jy beslis nie die koninkryk van die hemel ingaan nie. Hoe moet jy word? Nederig, die minste, 'n kind. Afhanklikheid, vertroue. Jy weet hoe's 'n kind. As jy nie so word nie, gaan jy nie in nie. En weet jy waar begin dit? Dit begin om te besef, ek is verlore. Wanneer laas het jy besef jy is verlore? Wanneer laas het jy besef hoe afhanklik jy is van Jesus? Wanneer laas het jy gesê, Here, ek kort U om my te vind elke dag, elke oomblik? Want ek verdwaal nie net in die wêreld nie, maar ek verdwaal in myself. As jy besef jy is verlore, en as jy uitroep, papa, papa, of ons sal sê, Abba, Abba, ek is verlore, red my,
dan weet ek hy sal antwoord. En ek weet hy soek. En ek weet hy red. Jy sien Saggeus. Saggeus was verlore. En hy het gesoek. Maar die Here het hom gevind. Jy sien Saggeus het 'n boom geklim om Jesus te soek. Maar Jesus was teen 'n boom vasgespijker om Saggeus te vind en te red. Kom ons bid. Ons Here Vader, ons besef nie altyd dat ons verlore is nie. Ons dink ons is so okay, maar ons is afhanklik van 'n goeie herder. Ons besef nie wat U opgeoffer het om mens te word, om aarde toe te kom, om Jesus om Uself te verneder, sodat U ons kom red nie. My gebed is dat U vandag iets in ons harte sal ontwaak, sodat ons kan uitroep, Abba, Abba, red my siel, want ek is verlore. En soos ons deel hier aan die tafel vandag, vra ek dat dit ons ingesteldheid sal wees, om te sê dat ons is verlore, maar U het ons gevind. En as ons deel is van U, is ons gevind. En niks sal ons kan skei van die liefde wat U vir ons het nie. In Jesus naam.